Welkom terug by ons 31 Day Challenge en vandag doen ons dag 13. Goeieste julle, maar die tyd vlieg. Nou, ons het nou al 'n redelike paar verskillende designs gedoen. Ons het so 'n paar, as ons hier gaan kyk, posters gemaak, flyers gemaak. Ons het bietjie stories vertel met ons met elemente. Ons het nou al bietjie gaan speel met frames. Ons het al 'n inkleerboek gemaak en ons het so bietjie geraak aan presentations. Maar julle, 'n goeie presentation kan vir jou so baie dinge doen. Nou, waarvoor gebruik mense presentations? Julle kan dit gebruik vir TikToks. Julle kan dit gebruik vir as jy 'n live wil doen op sosiale media, 'n advertensie wil maak oor 'n spesifieke produk of program. Daar's so baie wat 'n mens kan doen met presentations. Ek gebruik dit selfs vir my oudste vir sy skoolwerk om dit vir hom te leer op 'n makliker manier. So presentations is baie powerful. En ons het nou redelik baie gedoen op video's, animations en verskillende dinge geoefen. Maar ek wil hê ons moet bietjie indive in presentations in. So vir vandag se challenge gaan ons gaan na create. Ons gaan na presentation en ons gaan 'n goeie fliek waarvan jy regtig baie hou en baie weet van daai fliek, gaan ons vat en ons gaan 'n advertensie van daai fliek maak. OK. Nou natuurlik daar is verskriklike oulike templates wat ons kan gebruik, maar ons gaan hierdie een van scratch af doen. So die eerste ding wat ek wil hê julle moet doen is kies jou movie, jou film, maar wat, jy weet wat ek bedoel. Kies jou storie wat jy graag wil adverteer en download 'n paar images. En dan sodra jy dit gedownload het, gaan ons na ons upload folder toe gaan en ons gaan dit gaan upload. So ek het sommer nou gou gegaan en my seun se gunsteling fliek se prente gaan download. Ek dink ek ken hierdie storie nou al uit my kop uit julle. Ons kyk die ding soos amper 2 keer elke dag. OK, so nou het ek my 4 prente wat ek gaan gebruik en net 4 is genoeg. Julle hoef dit nie te complicated te maak nie. En nou die volgende ding wat ek wil hê ons gaan doen is, gaan na Elements toe, en dan gaan ons hier na Frames toe gaan, en dan sodra jy by jou Frames in is, gaan ons gaan na Basic Shapes toe. OK, ons gaan so 'n bietjie afscroll, want wat ek soek is 'n kwart sirkel. OK, as jy hom nie daar kry nie, gaan search hom. Circle. OK, en ek gaan nou gaan en ek gaan sommer net die eerste een gaan insit. So ek gaan hom daarso sit. Gaan hom bietjie kleiner maak. Ek gaan op hom druk, Ctrl D om hom te duplicate. Kom nou. En ek gaan hom basies gaan rotate. Ek gaan hom daar gaan sit. Kom nou, sy. En nou gaan ek albei gaan select, Ctrl D om hom te duplicate en ek gaan hom basically net draai en hom skuif. Dat hy daar lê. Ja. OK, so nou kan julle sien ons het 4 verskillende frames. Nou gaan ek terug gaan na my uploads toe en ek gaan die prente gaan drop. Ek kan nou nie regtig veel krop nie. Maar kom ons sit hom nou sommer net so. En dan sodra ek dit gedoen het, gaan ek net seker maak almal is ewe groot. En ek gaan hierdie net titseltjie nader skuif dat die breedte tussen daai almal dieselfde is. OK, nou dat ek dit gedoen het, gaan ek al 4 gaan select en ek gaan sê group. OK, nou gaan ek gaan en ek gaan hierdie in die hoek gaan sit en ek gaan hom lekker groot maak.
Okay. Weet julle wat? Ek gaan hierdie eerder teen mekaar sit. So ek gaan daai nou so teen mekaar sit. En nou gaan ek hom net weer gaan groep. Okay. Ek het nie van daai lyn gehou wat hy gedoen het nie. Okay, so ek gaan hom nou weer net bietjie groter gaan maak. Dat hy lekker inpas. Ag. Oh my word. Okay, dan hy. Sukkel ek nou. Okay, en nou gaan ons net so 'n bietjie facts oor die movie gaan insit. So ek weet nie of ChatGPT of Canva vir ons gaan feite kan gee oor die movie nie. Kom ons kyk. Okay, awesome. Ek gaan sê insert. En nou hierdie lyk nou 'n bietjie confusing. So ek gaan dit net gaan en bietjie kleiner maak. En dan gaan ek basies die heel eerste enetjie hier gebruik. So ek gaan daai ene vat, ek gaan hom gaan cut en paste. Nou gaan ek gaan en hierdie een duplicate. Ek gaan daai een delete. En ek gaan daai ene gaan cut, so Ctrl X. En dan klik ek Ctrl V om hom te paste. En dan gaan hom weer 'n keer gaan duplicate. Okay, volgende enetjie Ctrl X om hom te cut, Ctrl V om hom te paste. En ek gaan hom weer 'n keer duplicate. Daai een delete. En nou gaan ek die laaste enetjie gaan cut. So Ctrl X, Ctrl V. En nou kan ek actually daai gaan uithaal. Dan gaan ek net by elkeen gaan en daai gedeelte gaan uithaal. Okay. Nou gaan ek gaan en ek gaan hierdie gedeelte cut, so Ctrl X. Ek gaan hom paste, so Ctrl V. En hierdie is half soos my opskrif wat ek insit, so ek gaan hom 'n bietjie groter maak, bold. Hy moet lekker uitstaan. Ag, daar druk ek delete, oh my word. So ek gaan hom nou net so 'n bietjie adjust, sodat hy vir my mooi inpas. En nou hier kan jy natuurlik gaan en ook die fonts gaan verander en die sizes en alles, maar ek wys nou net vir julle vinnig die voorbeeld. Okay, so nou gaan ek gaan en weer dieselfde hier gaan doen. Ek gaan daai gaan cut en paste. Okay, awesome. Ek gaan daai bietjie gaan kleiner maak. Dit mooi inpas. En nou gaan ek ook gaan en ek gaan hierdie een, oh my word, gaan rotate. Okay. Nou gaan ek na die volgende een toe. Selfde hier. So ek cut hom, paste hom. En ek adjust. Hierdie een dink ek gaan ek ook bietjie kleiner moet maak. Okay. En laaste enetjie. En ek adjust hom nou net weer.
Gonas, ek het vergeet om hom te rotate. Okay, so ek gaan teruggaan na bladsy 3 toe, ekskuus julle. En ek gaan hom gaan rotate. So daai was my tweede prentjie, my derde een, en nou gaan ek my laaste enetjie doen. My laaste een sal dan nou hierdie een wees. En dan die animation wat ek gaan insit tussenin, gaan ek hier gaan en match and move. So vir hierdie een sal ek verkies as julle dit gebruik, want dit laat hom saam vloei. Julle kan natuurlik gaan en vir hierdie ander animations ook gaan insit, maar kom ek wys gou-gou vir julle hoe gaan hy dan speel. En nou kan julle sien dit lyk asof hierdie prentjies rotate. Ag, ek het vergeet om hom tussen almal te sit. Apply between all pages. En nou kan ons ook dalk die speed adjust. So kom ons sit hom omtrent daar. Okay, kom ons kyk nou. En nou kan julle sien dit vloei baie mooi saam. Ek het weer vergeet om te sê apply between all pages. Okay, maar julle kry die idee. So kies 'n fliek, kry 4 prente van daai fliek en dan kan julle vir ChatGPT, hoekom wil ek nou die hele tyd ChatGPT sê? Vir Canva vra vir feite of julle kan julle eie feite daar insit, maar dit is basies wat ek wil hê julle moet doen. Julle kan ook gaan en die agtergrond gaan verander, die tekstyl verander. It's all up to you. En dan laastens onthou om hier die naam te gaan verander na dag 13 toe. En dan as jy hom wil save en stuur, gaan ons sê share, download, en dan hier in plaas van PDF gaan ons gaan klik en ons gaan hom save as 'n MP4 video. Okay, so dit is julle challenge vir vandag. Dit is nie te ingewikkeld nie, dit is lekker maklik, maar asseblief probeer om daai match and move te gebruik, want dit gee nogals 'n lekker effek op die video.